slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Dit word julle ryklik geskenk van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus, in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here. Psalm 100. Sing al 4 die versies van Psalm 100. Eerste versie wat ons oproep: juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer, en nader voor sy aangesig, prys hom met 'n lofgedig. Ook vers 2 en 3, en dan vers 4 is eintlik gee die psalmdigter eers die rede waarom hy almal oproep om die Here te loof. Die rede vir die oproep om die Here te loof, vers 4, want goeie tieren is die Heer. Sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trou is van en waarheid hou hul krag tot in die laaste nageslag. 1, 2, 3 en 4 Psalm 100. Belydenis wat in die jaar 325 na Christus opgestel is by die dorpie Nicea. Ons bely ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Aan sy koningskap sal daar geen einde wees. Ons glo in die Heilige Gees, wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons belydenis bring ons uit by die oneindigheid van God se genade wat hy in Christus aan ons bewys het. Dan kom die vraag in 'n mens se hart en sê ek vir die Here dankie. Al hierdie genade, lossing van sondes, vergifnis, ewige lewe. Hoe sê ek vir die Here dankie? Dan gee die Here vir ons sy wet, dat ons daarvolgens moet lewe, om so vir hom dankie te sê vir sy genade. Daarom kyk ons elke Sondag, evalueer ons onsself ook elke Sondag aan die wet van die Here. Hoe sê ons vir die Here dankie volgens God se reëls? So dis 20, toe het God al hierdie woorde gespreek, sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesnede beeld, of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daar is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Kom ons antwoord op die Here se wet. Psalm 25, in die Psalm, ons gaan vers 4 en vers 5 van Psalm 25 sing, en daarna gaan ons saam bid, vers 4. God is goed in al sy handel, sy pad is enkel reg. Daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Hy sal met sy hand lei wat verdwaal was en verloor. Die sagmoediges laat hy wandel op sy regte spore. Vers 4 en 5 is al 25 en daarna bid ons saam. Oh,
Here, ons Here, grote, gedigte God, die wat alles wat gebeur volgens die raad van U wil, die wat net 'n woord sê en alles verloop soos U dit wil hê. Dank U vir daardie vastigheid, daardie heerlike versekering wat U aan ons gee, dat niks in hierdie wêreld, of niks in ons lewens, ooit buite beheer is, of buite beheer kan raak, sonder dat U alles in U hande toevou. Dankie dat in 'n wêreld vol veranderlik is, 'n wêreld waar daar baie dinge gebeur wat ons hoegenaamd nie verstaan, 'n wêreld wat dit vir ons moeilik maak, om as kinders van U, vir U voluit te dien en te eer, dat ons mag weet, hierdie wêreld is onder U beheer. Dankie dat ons mag weet dat ons Here Jesus Christus, wat ons met sy kosbare bloed gekoop het, op pad terug is, om ons te kom haal. Dat hy nie van ons vergeet het nie, maar dat hy ook daardie belofte van die wederkoms sal vervul. En ons bid en pleit, o Vader, U wat alles beheer en bestuur, gee tog dat daardie tyd ook mag aanbreek, dat ons Here Jesus mag kom, om ons te kom haal, ons op te neem in U heerlikheid, sodat ons U in volmaaktheid kan dien en prys en eer. Dankie dat ons ook kan vra, Vader, terwyl ons nog op pad is na die volmaaktheid en hierdie onvolmaakte bedeling, lei ons sodat ons op die spore van U woord kan wandel. U woord wat heilig is, U woord wat altyd reg is, U woord wat altyd die regte pad aanwys. Wees ons genadig en help ons dat ons daardie pad sal volg, soos wat U dit wil hê. Want ons moet voor U bely dat ons nog baie keer swaar, soos ons gesing het, teen U misdrewe. Dat ons baie dinge dink en doen en sê, maar deur U naam deur die modder gesleep word. Dinge wat nie altyd wys dat ons deur Christus se bloed skoon gewas is. Dankie dat U ons nie wegjaag nie, maar dat U ons deur U woord, deur U Gees ook terugroep na U toe. Ons dank U vir elke seëning en elke genadegawe wat ons so onverdiend uit U hand ontvang. Dankie Here vir hierdie gemeente. Dankie dat U hierdie gemeente ook nog in stand het. Dat U die gemeente versorg. Fisies, stoffelik, maar ook geestelik, deur U woord. Dat U ook hier 'n bedienaar van U woord gestuur het, om die woord te verkondig in die huise, in die bediening, sodat elke lidmaat altyd voor U groot genade gestel kan word. Ons bid dat U hom en sy gesin ook sal seën, sy terugkeer van verlof af om weer hulle werksaamhede te vat. Here, gee dat dit weer met nuwe moed en krag, dankbaarheid en toewyding mag gebeur. Ons bid vir die ouderlinge dat U geroep het om ook die bestuurswerk van die gemeente te doen, om soos herders toesig te hou oor U kudde, en die wysheid wat nodig is, dat hulle altyd met U woord in die hand ook die pad sal aanwys en U sal eer en eer. Bid vir die diakens, U het hulle ook geroep en gestuur om die liefdesdiens en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskap van gelowiges te stimuleer in die gemeente. Maak hulle ook daarin ywerig, gee dat U gemeente met blydskap en dankbaarheid sal reageer, mekaar se laste sal dra en so ook die wet van Christus vervul. Dankie Here vir al die seëninge in die natuur. Ons loof en prys U vir die reëns wat U gee. Dankie Here dat ons die oorvloedige seëninge uit U hand mag ontvang. Dat ons rondom ons kan sien hoe die natuur juig en jubel, hoe alles groei en alles vol blydskap en dankbaarheid die vrugte oplewer waartoe U dit in staat stel. Ons dink ook aan hulle wat skade ly deur die oorvloedige reën. Daar hou U ook U hande, U bewaar, U versterk, U gee krag, U gee genade, U laat ook teëspoed en goeie meewerk, sodat ons dikwels kan terugkyk ook na die teëspoedpad
en kan sê, waarlik selfs in ons swaar kry tye is die Here vir ons goed. Seën ons dan ook nou met u woord, o Vader, dankie dat ons kan stil word, dat ons voor u kan neerbuig en dat ons u woord met blydskap en dankbaarheid kan ontvang. Hou ons gedagtes by mekaar, dat ons bely dat ons gedagtes so maklik kan wegdwaal, dat ons hierdie woord sal opneem en saamvat om elke dag ons lewe daaraan te meet en te toets. Sterk ons, omarm ons, deur u oneindige genade in Christus Jesus, die Seun, wat ook ons Here en ons Koning is. Amen. Ons sing uit Psalm 119, die prediking ook vanoggend uit Psalm 119. Ons sing vers 4 en vers 7, al besonder in die prediking daarvoor, dat die Here deur sy woord vir ons die pad aanwys, wat ons in hierdie wêreld moet volg. Vers 4, baie bekend, hoe sal in sy jeug die jongeling gou deur ywerheid bekoor, rein kan wandel in sy weë, as hy wandel in u spoor. U soek ek van ganser harte, Heer, hou u my hande vas, dat ek van u spoor nie dwaal nie, en die kwaad my nie verras. En dan vers 7, wanneer 'n mens besef, dat jy so maklik met die kwaad verras kan word, dan kom vers 7 verder, dan bid die psalmdigter, help my Heer, dat ek kan lewe, dan wil ek u woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders wat u wet my openbaar. Wat besit ek hier op aarde? Niks is daar wat my behoort, maar een ding daarna verlang, dis die rykdom van u woord. Vers 4 en vers 7 van Psalm 119. Psalm 119, langste psalm in die Bybel, maar baie kosbaar. Dit is een van die rykstes nêrens. Kry nie Psalm 119 werklik tot in sy diepte deurgrond nie. Kom ons vat so 'n happie vanoggend aan Psalm 119, lees vers 1 tot 16 en dan die teksvers, kernvers, vers 9. Wat ons nou gesing het hier in vers 4 in die beruiming, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou. Lees van vers 1 af, welgeluksalig is die opregtes van weg,
wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, om van ganser hart te soek, ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. U het u bevele gegee om dit trou te onderhou. Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou. Dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie let. Ek sal u loof in opregtheid van hart as ek u regverdige verordeninge leer. Ek sal u insettinge onderhou. Verlaat my nie geheel en al nie. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het u woord in my hart geberg, dat ek teen u nie sal sondig nie. Lofwaardig is u, o Here. Leer my u insettinge. Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. Ek is vrolik in die weg van u getuienisse, soos oor allerhande rykdom. Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Ek sal my verlustig in u insettinge. U woord sal ek nie vergeet. Die moderne tegnologie, geliefdes, maak dit eintlik baie maklik om die regte pad te vind wanneer jy 'n vreemde bestemming moet bereik. Gaan soek eenvoudig, ons weet almal, Google Maps, Google Earth, en daar is nog baie ander platforms waar 'n mens kan gaan soek, of jy kan eenvoudig die GPS op jou selfoon gebruik, die een in jou motor het, dan stel jy net die koördinate in, tik die regte adres in, en dan vat die ding jou en hy lei jou na jou bestemming toe. Gaan selfs 'n stem wat vir jou sê, draai nou hier links, draai nou daar regs, draai om, jy is nou op die verkeerde pad. Maar ons moet weet, ons het ook 'n GPS nodig wat betroubaar is. Die ding moet jou op die regte pad lei. Jy moet nie op verdwaalpaaie gaan staan en lei, want dan help dit ons nou niks. Wie wil nou 'n GPS hê wat jou elke keer maar weer 'n verkeerde pad aanwys? Ek so geliefdes, het elkeen van ons, God se kinders, 'n betroubare GPS nodig om vir ons die regte lewenspad deur hierdie goddelose wêreld aan te wys. Die regte lewenspad waarop die GPS jou moet lei en begelei. GPS wat betroubaar vir jou moet sê, moenie daar draai nie, maar draai daar. Draai om, jy is op die verkeerde spoor en op die verkeerde pad. Dis wat ons teksvers in Psalm 119 vir ons sê. Hierdie versie leer ons dat die Here vir ons die betroubare, die mees betroubare GPS is, want hy wys vir jou die regte lewenspad aan. Elke dag, elke oomblik. Die lewenspad wat stand hou tot in die ewigheid. Ons leef in 'n wêreld waarin 'n mens toch so maklik kan verdwaal, veral geestelik kan verdwaal. As so baie afdraaipaaie wat jou dikwels ongemerk al hoe verder en verder van die Here af weglei. En juist daarom het jy hierdie mees betroubare GPS nodig vir elke tree van jou lewenspad. So ons kan al hier aan die begin sê, moenie jou lewenspad probeer loop sonder hierdie betroubare GPS van God se woord. Jy het dit brood nodig. Want met hierdie GPS van God se woord moet jy na jou geloof gaan kyk, jy moet ook na jou fisiese lewenspad gaan kyk, hoe jy elke dag leef en hoe jy elke dag optree. Gaan kyk elke dag of jy nog op die regte pad is. En die regte pad, dis God se pad. So het ons ook in Psalm 25 daarvan gesing. Kom ons kyk vanmôre na hierdie mees betroubare GPS. Ons teks vra 'n groot vraag. En dan gee dit ook vir ons die enigste regte antwoord daarop. Die groot vraag
met die enigste regte antwoord. En die groot vraag is dit, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Nou moet ons tog nie dink dat die psalmdigter nou net van jong mense praat, en dat ons wat ouer is nou maar kan afskakel, ons hoef nou nie verder na sy raad te luister, of nog erger, dat die Heilige Gees met hierdie teks niks vir ouer mense wil sê, dat die Heilige Gees met hierdie teks eintlik net met jong mense en met kinders praat. Die psalmdigter praat hier van jong mense, en hy gebruik die woord jong mense hier, maar hy sluit alle mense daarby. Nou, hoekom gebruik hy die woord jong mense? Ja, ons weet almal, dit was destyds so en is vandag nog so, ons jong mense is nog onervaren. Daar is nog nie lewenservaring wat die onderbou vorm van jou pad wat jy moet loop. En dan ook, ja, mense sê dit nou maar so met die tong en die kies, maar dit is toch so, ons jong mense dink dikwels, hulle weet alles, hulle weet beter. En dis hoekom die psalmdigter hierdie benaming gebruik, jong mense wat nog nie die ervaring het nie, jong mense wat baie keer dink, maar ons weet alles, julle ou mense weet nie veel. En daarby is jong mense nog nie standvastig. Het kan nog maklik van plan verander, kan nog maklik koers verloor, kop verloor in hierdie wêreld, kan nog maklik afdwaal. Eintlik kan ons sê, jong mense soos 'n jong boompie wat pas geplant is, nee, hy het nog nie sy worteltjies laat vasgroei in die vaste grond waar hy geplant is. Hy kan nog maklik uitgepluk word. Die wind kan hom nog maklik wegvaai. Maar geliefdes, ons moet nou nie die fout maak om te dink, nou is dit net vir jong mense gepreek. Eintlik is elkeen van ons, al is jy horing, soos 'n jong mens voor God. Elkeen van ons is nog soos 'n boompie wat maar pas in die vars grond, in die nuwe grond ingeplant. Jy kan nog maklik uitgeruk word. Jy kan nog maklik omgewaai word. En as jy gaan kyk in die Bybel, hoe dikwels die Here deur die Heilige Gees vir ons waarsku dat ons nie meer soos kinders moet wees, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur bedriegery van mense, deur sluit om lustiglik tot dwaling te bring. Dit kry mense dikwels in die Bybel, Efesiërs 4 onder andere. En gaan kyk na jou lewe, hoe baie keer kom daar versoekings op jou pad. En dit kom nie net op jong mense se pad. Versoekings kom op almal, ou mense en jong mense, kinders, noem maar op almal se pad. En gaan dink maar net hoe maklik val 'n mens, en hoe maklik gee jy toe aan 'n versoeking. Partykeer dan kom jy net eers agterna af, maar nou het ek alweer verkeerd geloop, verkeerd getrap. En dan het ons nog nie eens gepraat van beproewings. Al die swaar dinge wat op 'n mens se pad kom, teleurstellings wat jy belewe. Wie van ons ken nie die krag daarvan? Dis juis in tye van swaar kry, in tye van teleurstelling, dat die duiwel jou kom ompraat, en met allerlei verkeerde gedagtes, jou gedagtes kom infiltreer. En wat van die dwalings? Soveel dwaallere wat vandag verkondig word, en wat deur baie mense aanvaar word, en wat sommer so heelhuids ingesluk word, sonder om dit te gaan weet aan God se woord. Dwalings, dit moet ons baie goed besef, is net so effense koersaanpassing. Net so klein bietjie afwyk van dit wat God in sy woord sê. Ons hoor dit baie vandag, dat mense sê, maar ons moet die Bybel nie interpreteer. Want die Bybel is baie eeue gelede geskryf, so daai mense geskryf. Ons leef nou anders, so ons moet die Bybel nie interpreteer. En dan gaan elkeen maar verstaan, soos jy dit wil verstaan. Plaas daarvan dat ons teruggaan na God se woord, en die skrif, God se woord verstaan, soos wat die Here dit wil hê. En al hierdie dinge, kan jou so maklik as kind van die Here van koers af lei. Die Here waarsku inderdaad, 1 Korintiërs 10, die wat meen dat hy staan, moet tog oppas, dat hy nie val nie. Wees versigtig hoe jy lewe. En ons moet dit baie goed verstaan. Al praat die digter van Psalm 119 hier van jong mense,
is hierdie woorde nie net vir jong mense en kinders bedoel nie. Ons wat grys is en oud geword het, ons moet ook luister. En ons moet baie fyn luister. Want in 'n sekere opsig kan ons makliker struikel en val as die jong mense. En daarby moet ons besef, die Bybel bevat geen enkele vers of selfs woorde of 'n hoofstuk wat net vir jong mense bedoel is, of net vir kinders, of wat net met ou mense praat. En dan kan die jong mense weer hulle ore toedruk. Ons moet weet, elke woord in die Bybel, elke versie, is die woord van God. Dis God wat praat. En God praat met almal van ons. Praat met oues en jonges en almal daartussen. En kom ons kyk nou na hierdie groot vraag wat die Here deur die psalmdigter in ons midde lê. Hoe kan God se kinders reg lewe? Hoe kan jy God se kind jou lewe skoon hou? Hoe kan jy jou pad suiwer hou? Die woord suiwer hier beteken juis om op God se pad te gaan loop. Hoe kan jy op God se pad bly loop in hierdie wêreld waarin ons lewe, met al die dinge waarmee ons elke dag in aanraking. En as ons wil mooi die betekenis van hierdie woord suiwer vasvat, moet ons maar net 'n bietjie gaan kyk wat hierdie Psalm self daaroor sê. Suiwer word verklaar deur vers 10 byvoorbeeld, om aan die Here gehoorsaam te wees met jou hele hart. As aan die Here gehoorsaam is met jou hele hart, dan is jou pad suiwer. Om aan die beloftes van die Here vas te hou. Wanneer dit met jou goed gaan, te weet, is seëninge van die Here, en wanneer dit swaar gaan, te weet, is die Here wat my dra. Ek hou vas aan sy beloftes, dat hy nie een van sy kinders verlore sal dit gaan. Vers 12, om die Here te prys, tot eer van sy naam te lewe. Vers 13, al sy bepalings te ken. Vers 14, volgens sy verordeninge te lewe. Kyk hoe mooi, hak die goed by mekaar aan. Om al die bepalings van die Here met jou verstand te ken, help jou nog niks, as jy nie ook daarvolgens gaan lewe. So weer die beeld van 'n GPS vat. Om hierdie aanwysings te sien, help jou niks, as jy dit nie volg. Om die bepalings van God te ken, en sy volgens sy verordeninge te lewe. Om sy bevele altyd te onthou, vers 15. Om jou te verlustig in sy voorskrif, te weet, Here gaan nie vir jou dinge beveel wat tot jou nadeel gaan wees. Elke dingetjie wat God sê vir jou, wat jy moet doen, is tot jou voordeel. Geweldig die waarheid, geliefdes. Die psalmdigter praat met ons almal. En hy praat met ons in hierdie wêreld, met al sy goddelose waarin ons lewe. En al hierdie dinge sê vir ons, suiwer lewe beteken, die rigting van jou lewe moet 100% op God ingestel is. Hy is nie tevrede met 'n lewe so min of meer in sy rigting. Ons kan dit weer met hierdie GPS-koördinate verduidelik, as jou koördinate net so 'n bietjie uit is, net so klein 'n bietjie, dan kom jy nie op die plek uit waar jy wil wees. En daarom kan ons hierdie vraag van vers 9 so stel, hoe kan God se kind uitkom by die punt waar God vir jou wil hê? Hoe kan jy uitkom by die punt waar God vir jou wil hê? Hoe kan 'n mens 100% op God se pad volhard, deur al die slaggate en al die verleidings en verlokkings van hierdie wêreld? Want ons mag nie net so min of meer gelowiges wees. Dit gebeur toch so maklik. Ek hoor baie keer dat mense sê, en veral wanneer dit oor jong mense gaan, dan sê die mense, ag los hulle man, hulle is net so bietjie stout, hulle sal wel later bykom. Weet jy, as jy later kyk, dan kom daai jong mense glad nie weer by. Verdwaal, geheel en al. En ons sien dit baie keer in die kerk. Jong mense lê belydenis af, loop hulle verkeerde paai, kom later nooit weer terug. Maar ons self ook, ons wat ook al gevorder het op die lewenspad, ons kan net so maklik verdwaal. Hoeveel keer sê ons, ag man, so ernstig wees nie, die Here sal jou toch nie oor hy ou klein
klein dingetjies kom straf nie. Hy verstaan mos, hy weet mos, in hierdie lewe is dit nie moontlik om altyd volmaak te wees nie. En dan sê baie keer, sê mense, moenie dink jy is heilig. So probeer die wêreld en die duiwel ons net so bietjie wegvat. Ons koers net so klein bietjie aanpas, dat jy nie meer 100% God se pad loop. Maar God verwag van jou om die aanwysings van sy woord 100% te volg, om jou lewe 100% op hom te rig, op sy pad te volhard, elke dag van jou lewe, onder alle omstandighede en te alle tye, altyd net God se pad. Nou mens skryf dit toch so mooi in die Bybel, Koning Dawid, né? Koning Dawid, eenmaal dan idealiseer ons Koning Dawid. Koning Dawid was alles behalwe in die verkeerde sin van die woord 'n heilige. Kyk maar na Koning Dawid se lewe. Hy was 'n rowwe ou. Dan skryf hy in Psalm 5, vers 9 onder andere: Here, lei my in u geregtigheid, terwille van om my vyande ontwil. En dan hierdie sinnetjie tref altyd: maak u weg voor my weg. Here, maak u pad voor my weg. Help my, dat ek nie my eie kop volg, my eie pad gaan volg nie, want my pad se verdwaal. Maak u pad, u weg voor my weg. En as ons vra maar, waarom vereis die Here dat ons weg suiwer moet hou? Waarom vereis hy dat ons altyd sy pad moet volg? Dan antwoord die Here op ander plekke in die Bybel baie duidelik, onder andere 1 Petrus 1, waar die Here sê, ek is heilig, wees jy daarom ook heilig. Levitikus 11, wees heilig, want die Here jou God is heilig. En dit sê vir ons moet onthou, ons behoort aan die Here, ons is sy eiendom, hy het ons gekoop, met die kosbare bloed van sy eie seun, ons Here Jesus Christus, ons losgekoop uit die mag van die bose, ons losgekoop uit die slawerny van die sonde en die duiwel. Hy het ons skoon gewas van al ons sondes, al ons oortredinge, skoon gewas. En nou is ons verantwoordelikheid, jy moet skoon bly. Moet jy jouself nie weer vuil mors nie, bly skoon. Of, jy is op die regte pad geplaas, moenie van daardie pad afwyk, moenie afklim, volg die pad wat God vir jou aanwys. En daarom hierdie groot vraag van Psalm 119, hoe kan jy, kind van God wat skoon gewas is deur Christus se bloed, hoe kan jy jou lewenspad suiwer, skoon hou? Nou voor ons na die antwoord op hierdie vraag kyk, net nog dit, want dit moet ook nie by ons verbygaan. Om jou pad suiwer te hou, is jou verantwoordelikheid. Dis die werk wat die Here vir jou gee in hierdie lewe. Skoon gewas, nou moet jy skoon bly. En daarom is hierdie groot vraag van God in ons teks, nie net vir jong mense bedoel, of nie net vir ou mense of vir kinders bedoel. Dit is van al God se kinders, vir groot mense en kinders. God vra vir elkeen van sy kinders, hoe sal jy jou pad suiwer hou? Vir elkeen van ons. Ander woorde, hoe lyk jou lewe? Gaan meet, gaan toets elke dag. Hou jy jou lewe suiwer? Of leef jy maar so traag van jy agter? Jy nou nie regtig om nie. Is nie 100% ingestel op God nie, maar die Here moet maar vat wat hy kry. Hy moet my maar so aanvat. Want hy is mos 'n genadige God. Sien, daar sal klaar weer die uitvlug wat ons gebruik om ons eie min of meer gelowige wees te probeer regkry. Daarom die groot vraag, waarmee sal 'n kind van God, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Antwoord, en dis die enigste antwoord, broers en susters en kinders. Dis die enigste antwoord, dis die enigste regte antwoord. Deur jou pad te hou na God se woord. Deur jou pad te hou na God se woord.
En hierdie woordjies, hierdie 2 kort woordjies, hou na, is in hierdie sinnetjie verskriklik belangrik. Want dit beteken, wees baie, baie versigtig hoe jy lewe. Hou wag oor jou lewe en oor jou lewenspad, sodat jy met volle aandag kan luister na God se woord en dat jy dan kan uitgaan om presies dit te gaan doen wat hy sê. Dat jy nie begin aanpassings maak aan die aanwysings van die pad wat die Here in sy woord jou gee. So elke dag moet jy jou lewe en jou lewenswyse hou na God se woord. Wag hou daaroor. God se woord. Vers 9 tot 16. As jy nou hier lees en jy gaan tel bietjie woorde. Vers 9 tot 16 praat 24 keer van u woord. 24 in hierdie paar vers. En die uitdrukking u woord verwys na die Bybel. U woord, dis die Bybel, God se woord. Want met in die Bybel praat die Here self met jou broers, susters, kinders. As jy jou Bybel oopmaak met jou ore spits, want dan praat God self met jou. Die hele Bybel is God se woord. So pragtig as die Here self dit vir ons kom sê in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Die Here maak nie van ons sy kinders deur die bloed van Christus, en dan los hy ons om onsself ons pad hier in die wêreld te vind. Ons het nie 'n Vader wat daar eer kan staan en kyk of ons op die regte pad gaan bly. Ons het 'n Vader wat elke tree van hierdie pad met ons saamloop. 'n Vader trouwens wat die pad vir ons oopmaak en jou hand dan kom vat en saam met jou loop. Sodat jy jou kan hou na die woord van die Here. In jou gedagtes, in die manier waarop jy praat en waaroor jy praat, in die manier waarop jy lewe, waarop jy jou werk doen, waarop jy elke dag besig is. Hoe lewe jy? Is dit die pad wat die Here vir jou aanwys? En lei jy met jou manier van lewe ook ander mense na God se pad? Nou beteken dit nie, en ons moet dit ook baie goed verstaan, geliefdes, dat jy nooit van God se pad sal afdwaal. Nee, ons bly nog swak, sondige mense. Psalm 40 sê, bewaar my tog van sondes wat daar nog diep in my hart bly steek. As jy dink, ek tree altyd reg. Ek dwaal nooit van die Here se pad af. Dan moet jy 'n bietjie gaan lees wat 1 Johannes 1 vers 8 vir ons sê. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, dan bedrieg ons onsself en die waarheid is nie in ons. Maar wat doen God se woord? As my koers so bietjie uitraak, my GPS so bietjie veilig, ek ignoreer so bietjie die GPS se aanwysings. Wat doen God se woord? Hy stemmetjie van die GPS sê draai om. God se woord sê vir jou draai om. Waarheen? Terug na God toe. Terug na Christus toe. En volg sy pad, sy aanwysing. Hou jou pad na die woord van die Here. En elkeen van ons wat bely, ek glo in Jesus Christus, eintlik beloof ons daar aan God, Here, ek volg u pad. Ek sal u pad volg elke dag van my lewe. En dis 'n belofte wat ons moet maak. Deur versigtig wag te hou oor ons lewenspad. Deur met volle aandag te luister na die GPS van God se woord, wat hy uit genade aan ons gee, wat onthou, geliefdes, dis die mees betroubare GPS. Daar's niks meer betroubaar as God se woord. Dit staan vas vir alle eeue, van deur die tyd wat dit geskryf is, tot vandag en tot in ewigheid. Want die Here sê self,
Hy is nie 'n God wat verander nie. Hy bly, hy is gister en vandag en môre en tot in die ewigheid dieselfde. Wat 'n voorreg dat ons hierdie GPS, God se woord, in ons eie taal het, ons moedertaal. Ons kan nie eers pleit dat ons dit verstaan. Elkeen van ons kan dit verstaan. Ons het vandag 3 Afrikaanse vertalings, so jy kan hulle bietjie met mekaar van vergelyk, sodat jy kan verstaan wat die Here deur sy woord vir jou sê. Maar dan baie belangrik geliefdes, volg die aanwysings van God se woord. Volg daardie aanwysing sonder om in die geringste mate daarvan af te wyk. Sê, baie mense sê, dit is 'n ou boek, ons moet hom herinterpreteer vir die tyd waarin ons leef. Vergeet dit, God se woord, dit wat hy gesê het, by die skeping, Adam en Eva, dit staan vandag nog vas. Dit wat hy na die sondeval gesê het, dit staan vandag nog vas. Dit wat hy deur Christus gesê het, dit staan vandag nog vas. Dit wat hy deur die apostels, die Bybelskrywers gesê het in die Nuwe Testament, dit staan vandag nog vas. Volg daardie vaste GPS-koördinate van God se woord. En kyk mooi na jou lewenspad, na jou lewensrigting. Gaan meet dit elke dag aan hierdie mees betroubare GPS, die woord van God, en volg dit. Dan sal jou pad suiwer bly. Amen. Kom ons dank saam. Here, ons God, ons is klein voor U. U die grote God. Ons is klein ou stofstippeltjies in vergelyking met U groot. En tog sien U kyk U uit die hoë hemel neer, en U sien ons stofstippeltjie mense aan. Alles wat ons doen, ons sit of staan, ja, ook dit wat in ons harte, in ons gedagtes diep weggesink het. U weet alles wat ons bedink het, nog voordat dit by ons opkom. Daarom buig ons in nederige afhanklikheid voor U. Ons bid, vra, Vader, hou ons hande vas. Moet ons hande nog nie vir 'n oomblik los nie. Neem die goeie gees nie van ons weg. Maar laat hy ons elke dag, elke oomblik lei, sodat ons die vaste voorskrifte van U woord, U verordeninge, U wet, met blydskap, met dankbaarheid kan volg. Al is ons en staan ons soms alleen teen 'n vyandige wêreld. Ons bid dat U elke lidmaat van die kerk, ook van hierdie gemeente, in die hande sal vas. En Here, maak ons standvastig, want ons leef in 'n goddelose land en wêreld. Ons leef tussen mense wat U ken nie, en U nie wil ken nie, en wat hulle nie aan U steur nie, wat maak asof U geen seggenskap oor ons lewens het. Help ons om met ons optrede, die waarop ons praat, dinge waarop ons gesels, die manier waarop ons werk doen, met alles te wys. U het die volle seggenskap vir ons hele lewe. Skenk ons daar die genade, dag, môre, elke dag, tot in die ewigheid. Dankie Here, dat ons dit alles van U mag vra, omdat ons Here Jesus Christus aan die kruis vir ons ingetree het, en omdat hy ook nou nog by U genade troon vir ons bly. Amen. Ons sing skrifbereiding 43, dis 15-7, die nommer is 43. Ons sing daarvan vers 4 en 5, is die brief wat die Here Jesus aan die gemeente in Philadelphia geskryf het, Openbaring 3, vers 7 tot 13. En dan hierdie pragtige beruiming
van die gedeelte vers 4, omdat jy die woord bewaar het. Onthou, dis die Here Jesus wat dit beloof. Dis die belofte van ons Here Jesus self. Omdat jy die woord bewaar het van my lyde en lydsaamheid, is ek jou ook 'n bewaarder in die uur van sware stryd. As die tye van besoeking, elke mond sal dan verstom, oor die aarde en sy bewoners in die felste smarte kom. En dan die heerlike belofte van vers 5. Ek kom gou, hou dan bestendig wat my mond aan jou beloof. Wees net waaksaam en laat niemand jou diep deurboor ooit ontroer. Die oorwin, hom sal ek bevestig, as 'n suil sal hy verrys, suile toring sal hy verrys, en om daar nooit weer uit te gaan in my God se pragtpaleis. Verse 4 en 5, skrifruim in 15:7 op dan 43. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.